Welkom terug, jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Dit is weer daardie tyd van die jaar wanneer troukoors alles oorneem. As jy een van die bruide is wat nie weet waar om te begin met jou dekor nie, moenie paniekerig raak nie, want ek het vir Natasha van Aart van Dek in Styl hier om vir ons 'n paar stylvolle en praktiese wenke te gee. Natasha, welkom by Goeiemôre, Good Morning. Baie dankie Rosanne, en dit is so lekker om vanoggend saam met julle in die ateljee te kuier. Ons is bly jy's hier en die bruide by die huis is ook. Natasha, hoe gaan julle te werke om 'n konsep te skep vir 'n troue? Ons begin natuurlik by die paartjie. Dit is mos waar die hele dag gaan. Dit is so belangrik om hulle persoonlikhede te leer ken en dan ook wat hulle regtig wil hê vir hulle gaste vir daardie dag. En min weet 'n bruidspaartjie dat 'n venue so belangrik is en dit is die basiese element waarmee ons begin. As ons begin om 'n konsep bymekaar te sit, want jy het daardie venue gekies vir 'n sekere rede. Het sy vir die Bosveld gevoel of vir die klassieke styl? So saam met dit begin ons dan met die verskillende style, kleurpalette en van daar af bou ons die konsep. Watter rol speel die blomme en die dekor in algeheel in die vibe van die troue skep? Kyk, natuurlik sal ek nou sê 'n belangrike deel, want dit is mos nou maar my forte, maar ek noem dit altyd die siel van die dag, the soul of the day. Ag, dit visueel is dit net, dit is so mooi, en dit is so, ek dink mense gaste, ek weet, mense gaste voel so spesiaal, en dit is letterlik daai atmosfeer wat geskep word, en dit is wat jou fotograaf afneem. Ek meen, dit is die foto's waarna jy jare en jare nog gaan kyk, en ek praat uit ondervinding, want my kinders kyk nou na ons troualbums. So, dit moet letterlik iets wees, jy weet, wat daai, net daai warmte en lekker te gee aan daai dag, daai mooi, daai spesiaal. Hoe gaan julle te werke met paartjies wat dalk glad nie 'n idee het van wat hulle wil doen in terme van blomme en dekor en hoe hulle dag moet lyk nie? Ag Shame, dit is eintlik heel normaal. Ek kry ek dink partykeer bruide voel so sleg as hulle met my begin praat want dan is hulle soos ek is so all over the show, maar ek weet nie wat ek wil hê nie, en dit is heel normaal. Dit is so oorweldigende tydperk, veral vir 'n bruid. Ek meen mense het mos maar eintlik net daardie een kans. Maar as stylist moet jy dan baie fyn luister, want jy gesels met jou bruid en tydens daai geselsies kom jy agter wat daai hart so vinniger klop. En is daai elemente wat ek vat en dit saam met die styl en die kleure inwerk. En ek moet sê, al hierdie jare van my werk, is dit een van die lekkerste oomblikke as jy daar staan, want ons begin ook dan 'n visuele inspirasie vir die bruid vorm, het sy met foto's of ons noem dit sommer 'n mock table, waar die bruid dan nou 'n prentjie kan sien, jy weet van wat sy gaan kry, en as sy daar staan en dit is daai, dit is presies wat ons wou gehad het. Ek meen, dit is net die cherry op die koek. So dit is die oomblik wat vir jou die moeite werd maak. Ag, definitief. So bruide moet glad nie bekommerd wees nie, en ons by Dek in Styl, dit is ook ons passie om daai vir bruide te gee, daai oomblik wanneer hulle nie weet wat hulle wil hê nie. So watter foute maak bruidspaartjies wanneer dit kom by dekor? Daar is eintlik maar twee wat vir my kop bo water uitstaan, en dit is dat paartjies so baie keer die tendens, die trends volg, en dan, jy weet, Pinterest is partykeer vir ons goed, maar hy is ook partykeer vir ons sleg. Dit is een van dit, en ek dink ook dat paartjies partykeer skrikkerig is, om nie 'n stylist te vertrou om iets unieks te kan create vir hulle spesiale dag nie. Ek dink ook van die foute wat mense maak is dat hulle nie hulle eie persoonlikheid amper op die dag wil afstempel nie. Hulle moet regtig net eg bly aan hulle self. Jy weet, soos give that personality, jy weet, the chance to shine. So jou persoonlikheid as paartjie moet eintlik in jou dag Definitief. Dit is so belangrik. En ek dink dit is ook wat lekker is, want baie bruide na die tyd sal na my toe kom en sê, ons gaste toe hulle ingestap het, hulle gesê, dit was so ons. En dit is wat dit so lekker maak en spesiaal. En ek dink dit is regtig iets wat bruidspaartjies op moet fokus. Natasha, hoe kan ons kykers vir Dek in Styl in die hande kry? Ons is op Facebook, ons is op Instagram, en ons het ook 'n webtuiste, www.dekenstyl.co.za, en ons sien uit na almal wat ons kontak. Ons kan nie wag om julle droomdag waar te maak nie.
Ek sal dink dit is maar so lekker om saam met jou te werk. Jou energie is aansteeklik. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Dit is 'n plesier en Razan, dan wil ek ook net noem, dit is so belangrik om die regte stylis te kies. Ja. Na, dit is regtig 'n lekker seisoen. En 'n paar keer dit gaan so vinnig verby. Dis asof jy dit net inasem en dan is dit verby. So vertrou jou stylis om regtig vir jou iets kreatiefs bymekaar te sit. Baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Ons bly by troues en dis nou Elsa se beurt om met ons wonderlike stylist Lorraine Olivier te gesels oor troumodes as jy 'n gas is. Inderdaad so Raas, nou ja, die bruid het genoeg om oor te bekommer op haar groot dag. Die laaste ding wat jy as 'n gas wil doen is om in 'n uitrusting wat onvanpas is op te daag. En ons gesels nou met ons stylist Lorraine Olivier van Style and Make-up Effect om seker te maak dat niemand faux pas begaan nie. So baie welkom Lorraine, dit is so lekker om weer met jou te kan gesels. Dankie Elsa. Goed, waar begin 'n mens? Ek neem aan by die uitnodiging. Ja, jou uitnodiging set the tone. Ja. So jy kan baie inligting kry uit die uitnodiging uit en ook 'n bruidspaartjie beplan so lank aan die troue. So die minste wat jy kan doen is bietjie navorsing doen oor jou venue, gaan kyk hoe lyk jou venue want jou venue bepaal ook hoe jou dag gaan wees. So jy kan gaan kyk na jou venue om te kyk wat gaan die dresscode wees en baie bruidspaartjies sit op deesdae dit op die invite. Hulle sal sê all black of black tie. En ek voel respekteer dit. As hulle sê all black, jou bruidspaartjie het dan 'n visie van hoe haar prentjie moet lyk. So jy gaan uitstaan soos 'n seeroog as jy met 'n ander kleur daar opdaag. So respekteer die set van hulle tone en dress volgens die dresscode. Ja, want ek dink dit kan ook nogal inmeng met iets soos troufoto's. Jy weet, baie keer is daar 'n spesifieke idee waarom hulle dit so wil hê. Ek dink net 'n mens is in vandag se tyd baie verward oor wat die verskillende betekenisse is, omdat almal eintlik maar net aantrek soos wat hulle wil. Maar kom ons begin dalk by black tie. As die uitnodiging sê black tie, dan gaan jy in 'n aandrok. En die mans gaan in 'n swart pak of in 'n tuxedo. So, gaan soek dan hoef dit nie noodwendig 'n swart rok te wees nie. Dit kan 'n kleurvolle rok wees, maar dit moet 'n aandrok wees. En hoekskoene. En dis dieselfde as formeel. Dit beteken dis dieselfde ding. Dit sal formeel wees. Goed, dan wil ek ook vir 'n oomblik stil staan by iets soos 'n tuintroue en dan kan jy dalk ook sommer verduidelik jy weet wat 'n mens aantrek na 'n strandtroue toe. 'n Tuintroue sal ek sê is meer lig, dis meer blomme en hou ook in gedagte van gemak. 'n Tuintroue sal op gras wees, so moet dan nie jou stilettos aantrek nie. Probeer dan eerder gaan vir 'n blokhakkie wat jy nie die hele tyd hoef jou hakke uit die gras uit te haal nie, of ietsie gemakliks soos 'n platskoentjie. Maar jou dresscode sal dan meer lig wees, soos jou blomme motiewe, jou pastelkleure. Jy kan ook die geleentheid dan gebruik om 'n hoed of 'n fascinator op te sit. En dan man sal meer soos 'n linne suit of 'n chino met 'n ligte hemp dra. Selfs vir strandtroue. Strandtroue is bietjie meer informeel. So jy sal gaan vir 'n lekker sagte flowy rok of 'n jumpsuit wat gemaklik is. En dan kan jy weer kreatief wees met jou skoene en bind net 'n lintjie deur jou tone of ietsie soos dit of 'n platskoentjie. Ja, want dit sal seker maar beter wees om dalk maar net kalfvoet daarop te daag, maar met 'n bietjie meer detail, Met 'n bietjie meer stylvol te doen. Goed, wat moet ek nie na 'n troue toe dra nie? Jy dra nie wit na 'n troue toe nie. Jy het die geleentheid gehad as jy 'n bruid was, of jy gaan die geleentheid kry as jy eendag self trou. Maar moenie wit na 'n troue toe aantrek nie. Ek voel gun die geleentheid vir die bruid daai dag om uit te staan. En gaan nou ook die geleentheid om want dis haar dag en jy is net 'n gas. So daar's baie keer skoonmaas wat besluit hulle wil 'n ligte kleur doen of ook wit doen want hulle wil hulle troudag herleef. Nee, dit is jou as bruid se geleentheid om uit te staan. Ek het altyd gewonder wat is die rede daarvoor, maar nou weet ek, Lorraine. Nee, maar ek bedoel dit is ek dink daai is belangrik. Ek dink ek het ook al soms gehoor dat sommige paartjies spesifiseer dat die gaste ook wit moet dra. Weereens dink ek vir die troufoto, so net as dit so aangedui word, nê? Andersins nee. Ja, daar is ook geleenthede. Partykeer wil die bruid miskien in 'n pink trourok trou of ek het laas jaar het ons 'n bruid gehad wat 'n blou trourok getrou het. So as dit haar visie is, respekteer dit.
Ek het ook al gehoor van 'n ou gesegde dat 'n mens nie rooi na 'n troue toe moet dra nie. Is dit geldig of nie? Ja, ek dink rooi is bietjie 'n sterk kleur. Ek dink jy moet bietjie meer tone down en moenie die bruid probeer outstage nie, want dit is weer eens uit jare gedroom van hierdie dag. So gaan nou die geleentheid om uit te staan en om net die bruid te wees. Iets anders wat ook al of ek het ook al gehoor dat mense wonder oor iets soos die kleur van die gevolg en wat hulle gaan dra en dan wil 'n mens nou nie noodwendig hê dit moet lyk asof jy deel is van die strooimeisies of die strooijonkers of so nie. So is daar sommige kleure, ander kleure wat 'n mens miskien moet vermy. Ek sal sê kyk weer eens na jou uitnodiging. Ja. Baie keer sal die uitnodiging vir jou sê of kyk na jou uitnodiging se kleure, dan kan jy min of meer bly by die troue se kleure want jy wil tog ook eenvormigheid hê op 'n troue, veral as jy groepfoto's gaan neem. So kyk na jou trou uitnodiging se kleure en dan gaan jy min of meer volgens daai kleure. Maar baie keer sal die bruidspaartjie dan ook sê, dit is die kleure, ons wil hê almal moet neutraal aantrek of ons wil hê almal moet swart aantrek. So gaan dan net weer volgens daai kleure. Dit klink vir my na baie goeie wenke en indien ons enigsins nog onseker is, dan kom klop ons net aan by jou vir raad en wenke, Welkom, nee. ek kan ewen vir julle gaan shop. Lorraine is die beste stylis. Ek sê dit nie net nie, ek en Raas is dit eens dat jy werklik die beste is. Dankie dat ons vandag met jou hieroor kon gesels het. En jy kan ingeskakel bly want net hierna gesels ons met Pippa van Onselin, 8 jaar na die ongeluk wat haar en haar gesin se lewens onherroepelik verander het. Jy's by Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug. Bly ingeskakel.